Goeiedag geliefdes, ons luister verder na die 1 Tessalonisense sendbrief en ons lees vandag 1 Tessalonisense hoofstuk 2. Julle weet tog broers, dat ons besoek aan julle nie vergeefs was nie, maar alhoewel ons, soos julle weet, vroeër in Filippi gelei het en beledig is, het ons vrymoedigheid in ons God gehad om julle van God se evangelie te vertel. Al was dit te midde van baie teenstand. Want ons pleidooi is nie uit dwang, nie uit onsuiverheid en nie met bedrog nie. Maar soos ons deur God goedgekeur is, sodat die evangelie aan ons toevertrou kon word. So praat ons ook nie om mense tevrede te stel nie, maar God, hy wat ons harte toets. Want, soos julle weet, het ons nog nooit met vleiery opgehou nie, en ook nie met valse motiewe van inhaligheid nie. God is ons getuie. Ook het ons nie die eer van mense gesoek nie, nog van julle, nog van ander. Alhoewel ons as apostels van Christus eise kon stel. Maar ons het klein kindertjies in julle midde geword, soos wanneer 'n moeder haar eie kinders voed en koester, en omdat ons op hierdie wyse na julle verlang, so het ons dit goed gedink om nie net die evangelie van God aan julle mee te deel nie, maar selfs ook ons eie lewens, omdat julle vir ons geliefd geword het. Julle onthou tog ons moeite en harde werk, broers, terwyl ons bedags en snags gewerk het, sodat ons vir niemand van julle 'n las sou wees nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Julle is getuies, en ook God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons geword het vir julle wat glo. Net so weet julle ook hoe ons vir elkeen van julle soos 'n vader vir sy eie kinders was, terwyl ons julle vermaan en bemoedig, en aanspoor om 'n lewe te lei wat die God waardig is, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid geroep het. En daarom dank ons God onophoudelik dat julle, nadat julle die woord van God van ons ontvang het, dit nie as 'n woord van mense aanvaar het nie, maar waarlik as die woord van God, die woord wat werksaam is in julle wat glo. Want julle broers het die voorbeeld gevolg van die gemeentes van God in Christus Jesus wat in Judea is, omdat julle dieselfde dinge onder julle eie mense gelei het as hulle onder die Judeërs. Hulle wat die Here Jesus en die profete doodgemaak en ons ernstig vervolg het, wat God nie tevrede stel nie en vyandig teenoor alle mense is, en wat ons verhinder om met die heidene te praat, sodat hulle verlos kan word. So het die Jode se sondes in elke opsig hulle volle maat bereik, en die oordeel het uiteindelik oor hulle gekom. Maar broers, aangesien ons vir 'n kort tydjie van julle geskei is in persoon, maar nie in ons harte nie, het ons werklik met groot verlange alles in ons vermoë gedoen om julle van aangesig tot aangesig te sien. Daarom wou ons na julle kom, ek Paulus weer en weer, maar Satan het ons verhinder. Want watter hoop of vreugde of kroon van roem, behalwe juis julle, sal daar vir ons by die Here Jesus wees, wanneer hy kom? Want julle is ons eer en vreugde. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. In Paulus se prediking en werk het die woord van God altyd sentraal gestaan. In hierdie gedeelte herinner hy die Tessalonisense daaraan, dat hy ook in die tyd wat hy by hulle was, op die evangelie gefokus het. Hy het die evangelie eenvoudig en suiwer aan hulle verkondig. Hy het geen bybedoelings gehad nie. Hy het nie probeer om eer vir homself te kry nie. Hy het nie probeer om die mense gelukkig te maak nie. Inteendeel, hy het baie opofferings gemaak, hy het hard gewerk en hy het dit alles met liefde gedoen. Daarom is hy dankbaar dat hulle ook sy prediking aanvaar het as 'n boodskap van God en nie as woorde van mense nie. Hulle kan ook seker wees dat hierdie woorde van God afkom, want dit het 'n kragtige uitwerking in hulle lewens gehad. Ons het in hoofstuk 1 gehoor dat hulle 'n pragtige voorbeeld gestel het vir gelowiges in hulle omgewing
en dat hulle lewenswyse ook hulle geloof aan die ongelowiges duidelik gemaak het. Hulle het hierin volhard, ten spyte van swaar kry, en dit is alles net moontlik omdat hulle lewe onder leiding van die Heilige Gees. Wat beteken dit vir ons vandag in ons omstandighede? Die woord van God, die Bybel, moet nog steeds sentraal wees in ons lewens as gelowiges en ook in ons gemeentes. Vir die predikant beteken dit dat hy altyd die Bybel moet bestudeer. Hy moet alles wat hy aan die gemeente leer uit die Bybel voorberei. Hy moet daaroor nadink, navorsing doen en bid vir wysheid. Hy mag nooit sy eie agenda voorop stel nie. Hy moet altyd preek wat die Here in die Bybel sê. Vir die gemeente beteken dit dat hulle die eredienste moet bywoon. Hulle moet wil leer uit die Bybel. Wanneer hulle byeenkomste bywoon, moet dit wees met die gesindheid dat hulle die woord van God wil hoor. Eredienste en ander byeenkomste is nie om die gemeente te vermaak nie. Dit is nie sodat hulle mooi stories kan hoor om hulle te laat beter voel nie. Alhoewel daar natuurlik ook bemoediging en versterking in die Bybel is. Die hoofdoel van hierdie byeenkomste is die eer van God. Dit is om die Here te dank en te loof en om te hoor wat hy ons wil leer. Paulus skryf ook dat hy na die gemeente verlang, dat hy hulle wil besoek en dat hulle vir hom geliefd is. Dit leer ons ook iets van die onderlinge verhoudinge tussen gelowiges. Hy gebruik die beeld van klein kindertjies, moeders en vaders om dit te verduidelik. Gelowiges moet soos klein kindertjies teenoor mekaar wees, opreg, eenvoudig en gelowig. Hulle moet ook soos moeders teenoor mekaar wees. Dit is liefdevol, opofferend en versorgend. En hulle moet soos vaders teenoor mekaar wees. Hulle moet mekaar vermaan en reghelp, maar ook aanspoor in die geloof. En dit alles moet natuurlik in liefde gebeur. Staan die Bybel sentraal in jou lewe en ook in jou gemeente? Doen jou predikant moeite om navorsing te doen oor die Bybel en om die woord van God suiwer te verkondig? Gaan jy kerk toe om na die Here te luister en rig jy jou lewe in volgens sy beginsels? Kom ons bid saam. Here ons God, ons dankie vir u woord waarin ons u leer ken en dat ons ook daarin u verlossing kan leer ken. Dankie dat u ons deur u woord ook rig en bemoedig, sodat ons soos u kinders in hierdie gebroke wêreld kan leef. Ons bid vir u kerk, ons vra dat u kerk sal bewaar, ook u kerk wat vervolg word. Gebruik ons om hoop te bring in 'n wêreld wat hooploos is. Ons doen voorbidding vir medegelowiges wat hartseer is en treur. Ons vra dat u hulle sal troos en dat u hulle naby sal wees. Ons bid al hierdie dinge deur u groot genade alleen. Amen.